Hallo my vriend, as jy daaraan dink dat ou Israel een keer 'n jaar op die groot versoeningsdag, net een keer 'n jaar, die naam van God, Jahwe, kon uitspreek. As ek onthou 'n tannie in die ouete huis, 'n goeie Afrikaanse tannie, baie respek vir haar, het vir my eendag gesê, sy kan nie, sy het nog nooit gebid, Vader nie. Wel, ek het haar gehelp, ons gesels daaroor in Jesus self het ons gesê, as jy bid, bid dan nou so, Onse Vader wat woon in die hemel. Maar tog, as jy daaroor dink en dit bymekaar sit, het ek baie daaroor gedink, dat ou Israel het nie sommer die vrymoedigheid gehad, hulle het nie sommer net gebid nie. Die tannie kon nie, die ou Israel kon nie, en mens kan nou sê wat jy wil, maar daar sit nogal iets daarin, die geweldige respek, die eerbied vir die Here God. As mens kyk na Exodus 3, jy weet van Moses, die grootste leier wat nog ooit in Israel was. Moses stap in die veld, doen sy eie ding, pas die skape op, hy is al 80 jaar oud, en hy sien 'n verskynsel, hy sien 'n bosbrand. Natuurlik, man met skape stap nader, voor die ding weghardloop, die vuur weghardloop, en hy sien die vuur, en Exodus 3 sê, die engel van die Here verskyn aan Moses, en die Here, nogal interessant dat die engel en die Here is baie dieselfde in die Bybel. Die engel van die Here, maar die Here sê vir Moses, Moses, moenie nog nader kom nie, trek jou skoene uit, want die grond waarop jy staan is gewyde grond. Ek is die Here jou God. En wat maak Moses toe? Hy maak sy gesig toe, want hy was bang. Ou Israel, jare na Moses se tyd en toe die tempel nou al gestaan het nie sommer die vrymoedigheid gehad om die naam van die Here sommer in te gaan nie. Die goeie tannie in die ouete huis het uit respekte en eerbied vir God, sy kon nie sommer net sê Vader nie. En hier is Moses, toe hy by die Here kom, en dit vang hom, toe word hy bang. Mense dink die Here is verruklik, maar as die Here in jou verskyn, is dit, soos ek die Bybel lees, eerder verskriklik. Moses word bang, groot leier, bedek sy gesig, liewer nie, kan nie nou na die Here kyk nie. En daar's ander mense ook in die Bybel, Paulus, toe hy vervolg nog die Here in een oomblik, en toe die Here aan hom verskyn, toe val hy op die grond neer. Petrus sê, my Here en my God. Johannes, Openbaring, laaste boek in die Bybel, as jy nou dink die goed is oor oudheidse goed, nee, die laaste boek in die Bybel, waar Johannes die Here sien op die troon, en hy word soos 'n versteende mens, weet, verstar, dit tref hom so laat, hy kom tot stilstand, sy brein gaan staan. Die ding om sommer net te sê, ek nader tot die Here, hy sê self, nader tot die Here, en ek sal tot julle nader. Maar die manier waarop ons nader tot die Here, is nie sommer so instappie. Ons doen dit eers by huise nie, mens klop daarom eers, met maak 'n tipe van 'n afspraak, jy oorval nie sommer net so iemand nie, as jy maniere het nie. Maar by die Here God, hy is verskriklik hoor, hy maak vir Moses bang. Die Here God, as jy in sy omgewing is, dan pas nie sommer, ek mag maar van selfspreekend, is my reg. Dit is, wat by die Here pas, is 'n soort van 'n nederigheid. As jy wil jou skoene uittrek, om af te kyk, nie sommer so in die oë te kyk, 'n bietjie bewus van
jou sonde, en dan sê soos Lukas 5:8, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige mens. So as 'n mens, kyk Moses, op 80 weet hy alles wat die lewe bied. Alles ondervind wat die lewe, van moord na enigiets, hy het al alles beleef. Maar in die teenwoordigheid van die Here, dan verdamp denke, wat jy weet, wat jy gedink het, skemaatjies, antwoorde, dis maar so, en dan is die Here so, en het maak so, en so werk het. Daai hele skema, daai hele gedagtes, het is net nie meer daar nie. Die oomblik aan die Here, die ding dat ek het al gesien dat, as iemand tragies sterf, dat iemand in die familie sê, eendag gaan ek die Here 'n vraag vra daaroor in die hemel. Ek wil sê, jy sal nog so in die hemel kom, dan sal jy sien, daar is geen spreekbeurt nie. Jy wil nie eers praat nie. In die hemel praat die Here. Hy is God. Om sommige gediggies te skryf vir die Here, en liedjies te skryf, en beeldjies te maak, en 'n denke te hê oor hoe dit werk. Jy sien hier agter my, ek het redelik boeke hoor, en maar 1 Korintiërs 13 sê, ons ken ten dele, ons verkondig ten dele. As jy by die Here kom, jy kan eendag by hom kom, met soort van voornemens, en dink hoe dit gaan wees, en wat jy wil vra nog weet, dit sal net verdamp. Eie belang, eie idees, eie volk en taal, dit sal net, dis dan jy en die Here. En die Here is heilig. Dis die eindelike ding. Die Here se heiligheid gaan jou tref, laat jy verstar is, laat jy sê, o, wee my, ek bedek my oë, ek trek my skoene uit. Johannes is daar in Openbaring 1:17, Johannes was 'n kind van die Here. Hy het die boek Openbaring geskryf. Hy was bereid om te sterf vir die Here, maar toe hy die Here sien, toe val hy op die grond, en die Bybel sê hy het gelees as een wat dood is. Jy kan sê hy het uitgepaas. En toe sê die Here vir Johannes, moet nou nie bang wees nie, want Johannes was bang. Hy sê vir Johannes, ek is die eerste en die laaste. Ek lewe tot in die ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Staan nou op en skryf wat jy gesien het. En toe het Johannes het geskrywe. Maar Johannes kom onder die indruk met heilige vrees, die vrees van die Here, eerbied. Heilige eerbied. 'n Mens kan nie God hanteer, hoor, as jy in die teenwoordigheid van God is. Jy kan als nog in die lewe face, soos hulle sê, face, in die gesig kyk, maar jy kan trauma nog in die gesig kyk, maar as jy die Here sien, dit gaan jou vang, dis te erg. Al die idees, wat al die boeke, oor alle eeue, nog oor God versamel, dit brand weg, teen God se heilige vuur. God sê vir Moses 3 maal, sy verbondsnaam, wie hy is. Die naam wat die volk van God, net 1 keer 'n jaar, die allerhoogste priester, as hy die sonde van die volk bely voor die heilige God, dan gebruik hy daai woord Jahwe, het hy dit uitgespreek, as almal op hulle aangesigte lê, heilige naam van God, die naam van God wat die 10 gebooie beskerm. Jy mag nie die naam van die Here God uitelik gebruik nie. Jy mag dit nie sommer net noem, jy mag dit nie ligtelik opneem, nie gemaklik nie. Die ding van sommer, iets het nou gebeur, maar liewe Jesus het my gered. Sommer net so, jy weet, sommer net so. Jy weet nou wie wat gebeur het, en is liewe Jesus. Het staan nie in die Bybel nie, hoor. Christene gebruik daai woorde, nie Christene natuurlik gebruik dit uitelik en erg. Maar meestal hoor ek het mos maar my eie mense, my eie familie. So wees maar baie versigtig. Die God van jou voorvaders, Moses hoor dit, die God van Abraham, Isak en Jakob, die ewige naam waarmee hy aangeroep word, Jahwe, is nie sommer net om dit te gebruik hier, hoor.
En nou het Moses 'n vreeslike ding. Hy het nou hierdie ervaring gehad met God. En nou sê die Here vir hom, jy moet nou gaan na my mense en met hulle praat. En dan sê Moses, Here, hoe gaan ek dit sê? Daar is nie woorde ooreen nie. Dan sê die Here, wat het jy in jou hand? Hy sê 'n kierie. Hy sê gooi die kierie. Moses gooi die kierie. Daar is 'n slang. Moses skrik. En God sê, vat daai slang in die stert. Nou dit is nogal 'n ding hoor om 'n slang in die stert te vat. En Moses doen dit maar. En die slang is weer 'n kierie. En God sê vir Moses, as jy by jou mense kom, gooi die kierie, dis 'n slang, tel hom op, is weer 'n kierie. En dit sal vir hulle die bewys wees dat jy iets wil sê en dit kom van God. En skep sommer 'n bietjie water uit die Nylrivier, gooi dit daar op die grond, dit sal bloed word. En steek jou hande in jou klere. As hy uitkom, is dit so wit so sneeu, sieklik malaats, en steek dit weer in jou kleed en haal dit uit en dit is gesond. 3 tekens, gee die volk 3 tekens en sê, die Here God het my verskyn, julle sien hierdie tekens. En jy weet die ding van die slang, in ou Egipte, daar is mos 'n boek geskryf, die gode van Egipte, deur Prof. Die ou Egiptes het geglo dat die slang is 'n ding wat lewe en dood. En die slang was in die hande van die gode van Egipte. Nou juist hierdie beeld gebruik God om te sê, ook die slang van die gode van Egipte is in God se mag. God het mag. God in die hemel, Jahwe, het mag oor lewe en dood. So hy troef al die ander. En dan sê die Here, God, Jahwe, vir Moses, gaan praat met die volk. En sê vir hulle, julle God het julle gehoor, julle gesigtery in Egipte, en julle moet trek. En Moses na hy gesig gesien het met die Here, wat onbeskryflik is, en na die kierie slang, jy weet na die water en bloed, na die malaatse hand genees, toes Moses nog steeds verkeerd, en hy sê, Here, ek kan nie dit doen nie. En toe staan daar, in Eksodus 3, toe word die Here kwaad. God is nie ligtelik hieroor. En God sê vir Moses, ek sê vir jou sê, wat jy moet sê, jou inhoud van jou, en ek sal jou ook help in jou spraakgebrek, en ek sal laat Aaron saam met jou loop, maar vat nou jou kinders, vat nou jou donkies, en vat jou kierie, en trek. En so het Moses die diere en die kieries goed by mekaar gemaak en getrek. En daai nag, wou die Here vir Moses doodmaak, is Eksodus 4. Hy wou vir Moses doodmaak. Maar vinnig vat sy vrou 'n klip en besny sy seun en sit dit teen die seun se voete, eufemisme. En God verander sy voorneme om Moses dood te maak. Maar die ding is, Moses se kind was nie besny nie. So Moses het versuim om die verbondstake te doen. Miskien was dit sy vrou wat gekeer het. Maar sy het toe baie gou geweet, om God te kalmeer, moet ons luister na die Here en die kind is onmiddellik besny. En die vrou sê toe, Moses, jy sal nou deur hierdie bloed beskerm word. En toe die farao skepties, die vader wil nie hoor nie, die farao wil nie hoor nie, en uiteindelik toe Moses kan trek, toe sê die farao, maar onthou nou net dit, asseblief Moses en Aaron, as julle aan die ander kant kom, julle God wat beheer het oor die kobras, en oor lewe en dood, en oor alles, en nou die eersgeborenes ook nog gesterf in Egipte, as julle aan die ander kant kom, bid tot julle ware God, en bid ook vir my, en daai versoek van die hoogste gesag in Egipte, daardie tyd, is nog nie gekanseleer nie, tot vandag. Bid ook vir die mense van Egipte, het die farao gevra. Farao vra bekol, Eksodus 5 vers 2, wie is die Here nogal? Hoekom sal ek na hom luister? Nogal, sê hy. Maar toe sê hy oopmaak, toe sê hy,
Ek buig my knie voor die Here en as jy aan die ander kant kom, dink aan my. Weet, ou moet nie sommer vanselfsprekend bid tot die Here jou God nie. So my vraag aan ons, jy en ek en jy ons, wanneer laas het ons met nederigheid, versigtigheid, vrees, skoene uitgetrek as te ware, soos wat Johannes en ander mense, Paulus, op die grond gaan lê. Wil jy dit dink aan? As jy grond het, nie laat iemand jou sien nie, dis net vir jou en die Here. Gaan lê op jou plaas. Gaan lê voor die aangesig van die Here. Gaan lê op die rooi sand. Gaan lê op die klippies. Gaan lê tussen die gras. Maar laag in die voete van die Here. En sê, Here, wetende van U is God, die Heilige. Ek buig voor U. In die naam van Jesus Christus het ek vrymoedigheid, maar ek buig voor U en ek bid, Vader in die hemel, laat U naam geheilig word. U koninkryk kom. U wil geskied. Gee asseblief my dagse brood. Lei my nie in versoeking nie. Bewaar my, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ek deer jou. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van Jesus, mag die liefde van die Vader, mag die Heilige Gees by jou wees. Amen.